Voorsitter, ek wil nie onnodig so varkerig hier staan en snort nie, maar ek moet wys hoe belaglik dit is. Dis 'n feit, soos 'n vark, dat volwassenes reken dat vandag se kinders hulle varkies verloor het. Ek wil egter namens die kinders en al die kastige verlore varkies praat en die groot mense hier oortuig om die belaglikheid in te sien en te waag om deur 'n nuwe bril te kyk. Eerstens kyk ons na die digitale tegnologie vark wat glo veroorsaak dat kinders getik in die kop is. Dis 'n getik van die oggend tot die aand. Volgens my ouma en haar rekelklapvriendinne is dit verslawing in die ergste graad. Boonop word woorde soos cyberboelie en skermtyd rondgeslinger asof dit hekelgare en glipsteke is. Ek wil nie klink of ek dink ek is die pinkste vark op die plaas nie. Maar as jy jou opinie oor digitale tegnologie wil lig, moet jy ten minste self jou foon kan aansit en jou eie Facebook profielfoto kan verander. As ons hierdie digitale vark mooi in die oë kyk, sal ons besef dat ons generasie nog nooit die wêreld sonder internet geken het nie. So om te tik, beteken nie ons is getik nie, dis hoe ons rol. Sharon Usher spesialiseer in sosiale en gedragswetenskappe. In haar MT's is aangehaal by webblad ripplematch.com 11 Oktober 2022. Skryf sy dat hierdie tegnologiese obsessie in ons generasie se guns stel. Die lys van voordele hou aan en aan. Maar een ding wat ouers vandag beslis by kan baat. Ons ken kort paaie en spaar so kosbare tyd. Julle moet my ma op WhatsApp beleef. Met een stywe vinger tik sy lettertjie vir lettertjie. Nee, dames en here, waag om deur 'n nuwe bril te kyk. Hierdie is nie 'n verlore, verslaafde vark nie. Dis 'n blitsvinnige vark van vooruitgang. Dit bring ons tweedens by 'n wille vark, want vandag se kinders kan nie fokus nie. Kommunikasiedeskundige Calvin Claveria waarskyn 'n artikel op die webblad visioncritical.com 11 Mei 2023 dat kinders blitsvinnig verveeld raak en aanbeweeg na 'n volgende onderwerp. Nou kyk, ons gaan nie maak of perde drolle vye is nie. Dit is verseker so. Maar stimulante is nie die antwoord nie. In sy boek My stryd met ADHD, Lux Werby Uitgewers 2020, vertel Suid-Afrikaanse akteur, skrywer en motiveringsspreker Uitjie Berg hoe verslawende medikasie wat vir kinders met aandag afleibaarheid voorgeskryf word, eintlik is. Slim, vinnige breine word in zombies verander. En dames en here, hier moet ons waag om die nuwe bril op te sit, want die vermoë om elke 8 sekondes op iets anders te konsentreer, gee ons 'n fantastiese voorsprong. Ek kan byvoorbeeld, terwyl ek aandete eet, 'n episode van The Babysitters Club kyk, met een oorfoon na Spookwolf by album luister, en dan ook nog op dieselfde tyd besig wees met wiskunde huiswerk, terwyl ek met 4 van my vriende en my ouma op WhatsApp gesels. Hoe cool is dit? Waag, dames en here, waag om anders te kyk na ons onvermoë of eerder vermoë om te fokus. Laastens sleep ons kinders kastig die Afrikaanse taal deur die modder. As ons die taal net so bietjie opmix word daar gesê, dat die parels van suiwer Afrikaans vir die varke gegooi word. Die juffrou vra, maak vir my 'n sin met tuinslang. Jannie skree, my pa staan die tuinslang dood met die housepipe. Dames en here, moet asseblief nie so skynheilig lyk nie, almal meng hulle taal, maar wie word uitgekry as die Judasse wat die taal verraai? Die jeug. In die 13 Desember 2021 Afrikaans.com artikel, 21 woorde wat vanjaar vir die eerste maal in die wat opgeneem is, lees ek dat die Afrikaanse woord vir airfryer 'n lugbraaier is. Dames en here, regtig, nee, en eye candy is glo oogpudding, so hoe klink hierdie nou vir julle? Sjoe, my swakhart, wat 'n stukkie oogpudding. Klink eerder vir my,
of die woordeboekmakers hulle varkies verloor het. Waag dit tog om 'n nuwe bril op te sit en aanvaar dat 'n airfryer is. Okay. Dames en here, waag dit asseblief. Sit op die nuwe brille. Want kom ek herinner u weer aan die verwronge feite. Volwassenes reken, kinders word benadeel deur digitale tegnologie. Kinders kan volgens grootmense nie fokus nie. En oor woorde soos eye candy maak ons oor van Afrikaans 'n varktaal. Belaglik, nee.